Elkeen van ons voel partykeer lus om op te gee. Die lewe is moeilik. Ons geloofreis is partykeer maar vol klippe en dit is maklik om op 'n punt te kom waar jy sê, ek wil nie meer nie, ek kan nie meer nie, en dan begin jy na ander maniere kyk om dinge te doen. En jou geloof lê 'n bietjie daaronder. Dit voel partykeer of jy teen 'n sterk bergpas probeer uitkruip en jy weet nie meer in watter rigting om te gaan. Dit is nie omdat jou durf verdwyn nie, maar omdat jy nie meer wil volhard nie en die pad nie meer maklik is nie. Daar's baie plekke in die Bybel waar Jesus en die apostels en die woord vir ons sê om te volhard of om lydsaamheid te gebruik. Die Griekse woord wat meeste van die tyd hier gebruik word is hypomone. Dit beteken standvastige volharding. Dit beteken om nie net aan iets vas te hou nie, maar om innerlik gefokus te wees in die getrouheid van God. Dit is om te bly staan wanneer jy elke emosie, elke greintjie van jou logiese brein vir jou sê om op te hou. Jesus self het die pad verduidelik in Matteus 24 vers 13. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Hypomone tot die einde toe, hy sal gered word. Wie standvastig volhard. Die apostel Paulus skryf aan Romeine in Romeine 5 vers 3 tot 4. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukking, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid, standvastige volharding bewerk, en die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop. Ons pad van geloof is een wat deur druk gevorm word, maar daai druk bring karakter, daai druk vat ons tot op 'n plek waar ons standvastig kan volhard as ons in God glo, as ons vertroue op hom sit, want hy is sterker as die storms rondom ons. En wanneer die wag partykeer vir ons lank word, wanneer dit voel asof God nie vir ons deurkom nie, dan gee Hebreërs 10 vers 36 vir ons nuwe hoop, want julle het lydsaamheid, standvastige volharding nodig, sodat julle nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte kan verkry. Standvastige volharding om aan te hou, bring vir ons beloftes. Dit bring ons nader aan dit wat God vir ons wil hê. Hypomone of standvastige volharding is nie net leë woorde nie. Dit is die houding wat ons in ons harte moet hê. 'n Stil, standvastige aanhou. 'n Stil, standvastige staan geanker in die wete dat God ons nooit sal laat gaan nie en dat God sal klaarmaak wat hy begin het. Wanneer jy partykeer voel jy wil ophou, jy is moeg vir hierdie getrap op in water en jy weet nie meer hoe om hier deur te kom nie. Dis dan die tyd wat ons moet moed hou en ons moet aanhou en God moet eer, want God eer die aanhou hart. God eer ons as ons werklik vashou aan hom en as ons nie elke toets weerstaan. Die seën lê dikwels net aanderkant daai opgee oomblik. Die seën lê dikwels binne ons bereik as ons net bereid is om 'n bietjie aan te gaan en vorentoe te beer. Hemelse Vader, ons kom vra vandag vir U dat U werklik vir ons sal help, dat U werklik deur die krag van die Heilige Gees vir ons 'n hart sal gee wat aanhou om aan te hou, wat standvastig sal volhard en standvastig in U woord sal staan. Help ons, Here, om U raak te sien in ons moeilikste tye. En Vader, dankie dat U ons deurdra. Dankie dat U ons deurtrek en dankie dat U ons koning is. Ons eer en verheerlik U naam. Amen.